As hy lekker Paul, ons is aan die einde van ons reeks. Kan jy dit glo 9 weke? Ek dink die mense bid al dat ons moet klaarmaak met hierdie reeks. Ek het so baie geleer. Jy? Ja, ek self ook, Paul. Kom ons sê gou 'n bietjie net, wat is daar wat vir jou uitgestaan het in hierdie 9 weke journey wat ons oor die vrug van die Gees gepraat het? Ek dink dit het bevestig wat Impas gemeente die afgelope 10 jaar doen. Ja. Ek dink Christus in ons in hom, dan sal ons veel vrug dra. En hierdie is die vrug. Ja. Die vrugte van die Heilige Gees. So ek dink wat vir my wonderlik is dat ons 'n gemeente wil wees wat meer konsentreer op karakter as krag. Maar ons weet ook krag is belangrik, maar die krag sal kom. As die karakter daar is en die vrug daar is, sal die krag daar wees, sal ons werklik sien hoe die Here se Gees ook deur ons werk. So ek dink dit was vir my wonderlik en dan daai een keer met die liefde wat vir my regtig uitgestaan het, was daai onvoorwaardelike liefde. Ja. Hoe die Here ons aanvaar net soos wat ons is en dan bereid is om met ons te werk en met ons 'n pad te stap en dan hierdie vrugte vorm in ons lewe. So dit was van die goed wat vir my uitgestaan het. Ja, verseker. Ek dink eers aanvanklik is 'n mens so bietjie verward of confused rondom die vrug van die Gees, dat dit, jy weet, dis goed wat ons geleer het as kinders, jou ouers of wat ook al wou jou geleer het om hierdie goed te voor te bring. Ja. En net weer herinner te word, dis die vrug van die Gees. Ja. Te voorbereiding vir vandag het ek net weer gedink, dis nie die vrugte van die Gees nie. Het jy al daaraan gedink? Dis nie die vrugte, dis die vrug van die Gees wat liefde is, wat uitdrukking kry en dan eindig hy by hierdie laaste een wat ons by vandag kom, selfbeheersing. So dit is so mooi dat hy by hom eindig, want is amper asof hy dit wil saamvat en sê, jy weet, dis wat ons deur al hierdie vrugte, is dit die ding wat ons gaan nodig hê om te volhard. Ja. Hierdie naweek se boodskap rondom Jakob en Esau en hoe Esau eintlik sy destiny en God se plan vir sy lewe weggegooi het vir sy aptyd, nee, daai wat was dit? Dit was miljoene rande vir R50 of R100. Of ons ooit so 'n verruiling sal doen en ons sal nie, maar ons doen dit tog elke dag. En ek is baie meer bewus van hoe nodig ek die Here het wanneer dit kom by selfbeheersing in my eie lewe en hoe ek goed nie wil weggee nie. Maar toe ek bietjie verder gaan dink, Roan, net rondom wat bou daai selfbeheersing in ons lewe? Natuurlik die Gees van die Here. Maar daar's oefeninge wat ons moet insit en ek gaan lees toe net hier in 1 Timoteus 4 vers 7, hoor wat sê hy? Moenie tyd verkwis met redenasies oor goddelose idees en ou vrou stories nie. Ek hou van daai. Ons het baie ou vrou stories, net die swart kat wat voor jou in hardloop, die sout wat jy oor jou skouer moet gooi en al daai goeters. Hy sê moet jou nie ophou met dit nie, maar dan sê hy bestee jou tyd en energie daaraan om jouself te oefen tot geestelike fiksheid. So daar's en dan die wonderlikste hierdie volgende een, liggaamlike oefening het wel waarde. Dis belangrik. Hy sê maar geestelike oefening is baie belangriker want dit hou die belofte in van beloning sowel as in hierdie lewe as in die volgende. So as ons hierdie geestelike spiere van ons begin oefen en ons stel werklik ons geloof in die Here, dan weet ons kan onder hom leef. Ons kan weet hy gaan die dinge vir ons uitwerk. En miskien kan jy so 'n bietjie net uitbrei as ek praat van geestelike oefeninge, wat hoor jy? Dadelik hoor ek dissipline, wat eintlik kom ook, jy sien hom soms binne in die woordjie disipel, dis bietjie 'n anderster tipe dissipline as wat 'n ou ken, maar as 'n disipel, dan dink jy dadelik, hoe bly 'n ou in die Here? Daai dissipline met om stilte tyd te hou, om tyd te spandeer met die Here. Dis die oefening. Ja, so dis daai geestelike oefening. Dit voel vir my ook, jy weet, ons praat van selfbeheersing, maar dis eintlik om jouself te surrender en jy weet toe te laat dat die Here se krag deur jou werk. En dit kom net deur stilte tyd in jou verhouding met die Here. Ja. Ek dink aan die inspanning wat dit baie keer verg om die begeleide gebede op te neem, vir my spesifiek,
om voor te berei, gereed te wees daarvoor, mense nou te begelei binne 'n 3.5 minute oefening, geestelike oefening wat mense moet inbly en die terugvoer wat ons kry van mense net om te sê maar toe ek daai begeleide gebed aansit en ek lees ook daai teks en ek bid saam met jou daai gebed. Net die fokus, hoe dit ons fokus nou vandag moet ek leef met hierdie vrug van die Gees. En hoe die Here dan net oorneem. Die Here is so getrou, nê. Hy vat dit verder in ons lewe. Al wat hy van ons vra is ek soek julle tyd en ek wil saam met julle 'n verhouding bou. Dis 'n persoonlike tyd wat ek en jy saam met die Here het en vanuit dit uit vloei hierdie vrug en vloei hierdie verhouding. Ja, is mooi. Dit bring ons weer terug waar ons begin het. Ja. En dis by Johannes wat sê dat ek is die wingerdstok, julle is die lote, wie in my bly, sal baie vrug dra. Dis ons begeerte, Roan. Ja, verseker. Ja. So, ek dink vir my net om mee af te sluit is die 3 V's, die 3 G's, die 2 S'e en die L, so vreugde, vrede, vriendelikheid, getrouheid, geduld, goedheid, selfbeheersing of sagmoedigheid en dan nou selfbeheersing en dan wat alles saamvat is die liefde. Mag ek en jy, ons gemeente en almal wat hierna luister vandag, die liefde van die Here nastreef en in hom bly met alles binne in hulle. En dan is hy so getrou om sy Gees in ons uit te stort. Verseker. Kan ons saam bid? Ja, verseker. Ons doen dit. Here, ons sê vir dankie vir die reeks, dankie vir die gesprekke wat ek en Roan en Benny kon gehad het en ook almal wat ingeskakel het en deel was van hierdie reeks. Dankie Here, ons is ryker, meer geestelik volwasse mense na dit. En dankie dat U deur U woord ons so kom stig het en kom bou het en Here na plekke toe gevat het waar ons nog nie was nie. Ons sê vir U dankie daarvoor en ons wil vra Here dat U Gees op ons uitstort en dat ons meer sal sien hoe Christus volle gestalte in ons lewens vind. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie Paul. Dankie Roan.